verskriklik jammer dat ek nou moet hierdie aardse onderwerp by die vorige lesing en die vorige praatjies van vanmiddag, want dit is gewoon net 'n verslag oor die navorsing. Ek het die eerste skrywersberaad, ek is vreeslik bly dat dit 'n skrywersberaad is. Het ek in 42 jaar gelede my gewoon en in 'n onderhoud my dit omweg. 42 jaar terug het ek nog by die Afrikaanse skrywersgilde op 'n spoort gepraat. En die onderwerp was Afrikaans. Kan nie dit glo. En ek voel nou heeltemal oud. Dit moet ek nou erken. My slotsom, die op die skrywersgilde se raad, was die skrywer se funksie, die skrywer se opdrag, is om, en ek nou mooi die aanhaling onthou, want dit is waarmee ek afgesluit. Die skrywer se opdrag is om Kalkwoord Afrikaans, die blink biblioteek binne te sien. Hoe is daai vervrot politiek? Nou, 22 jaar later, prachtig moet we nog geen mense oortuig dat dit so moet wees. Het is my verskriklik belangrik om daaroor te praat. Om te sê, maar dit is maar net eenvoudig Afrikaans. Dit is 'n ander vorm van Afrikaans, maar dit is Afrikaans. En ek wil regtig 'n pleidooi lewer dat ons vandag die blink biblioteek se Kalkwoord Afrikaans sal bevorder. En dit maak nie saak in watter dialek jy skryf nie. Dit is verskriklik belangrik dat ons die volle Afrikaans, want ek het nog by die taalbeplanners in dieselfde toespraak gesê, die taalbeplanners se opdrag is om die volle Afrikaans te bevorder. En dit is vandag nog so. En dit is verskriklik vir my belangrik. Nou goed, ek gaan net 'n bietjie praat oor wie is die Griekwas. Die Griekwa was 'n oorspronklike Khoi-stam van Saldanha, die groot Griekwa het in Saldanha gebly en die klein Griekwa het eintlik nader aan die Kaap gebly. Dit was 'n oorspronklike Khoi-stam. En die Khoi as gevolg van die, wil nie praat van kolonisering nie, maar veral as gevolg van die vrystelling van die vryburgers, het eenvoudig ekonomies verval. Hulle het polities verval. Want hulle kon nie meer swerf, hulle kon nie meer die ekonomie handhaaf wat hulle gedoen het. En dit het veroorsaak dat die Khoi heeltemal eintlik verbrokkel het. En wat toe gebeur het, en dit dink ek nie weet ons eintlik regtig nie, wat toe gebeur het met die Griekwa, Adam Kok het op Stinkfontein, hy was die kok, die kok van hier. En hy het eenvoudig, het was 'n vrygestelde slaaf, 'n vrygestelde kok, en hy het op Stinkfontein Piketberg gaan bly. Nou weet ek, want dit is nie vir my baie duidelik, het Adam Kok na die Griekwas toe gegaan, of die Griekwas na Adam Kok toe gegaan. Ek dink, Adam Kok het mense om hom versamel, basters, vryslawe, trekboere, maar nie eintlik mooi wat jy verskil tussen die trekboere en die basters nie hoor, maar dit is nou daar gelaat. En hy het om hulle versamel, Adam Kok het hulle om hom versamel. Ek dink nie, het is andersom, ons al net gedink, het is andersom, dat Adam Kok na die Khoi toe gegaan. Ek dink die Khoi het na Adam Kok toe gegaan. Juist om 'n nuwe soort versameling, soort gemeenskap te skep. En Adam Kok het toegetrek. Adam Kok het toegetrek van Stinkfontein af, en ek Adam Kok 2, maar sy seun het getrek na oorspronklik die Griekwa-stad, wat klaar water was toe. En die basters het hulle self eintlik basters genoem, soos die Joburg-basters, soos die Muur-basters, soos die Rietfontein-basters. Dit was nie eintlik regtig in Vryburg nie. Maar die Camel, wat in Griekwa-stad en Camel, die London Mission Society,
Hy het hulle oortuig dat hulle kan hulle nie self Baxters noem nie. En toe hy die taal wat hulle oorspronklik gepraat het, en toe hy gesê, oor nie maar, sê Griek, maar die taal wat hulle gepraat het was Griek, met die hulle klap kan krijg. En die kwa wat beteken hulle, Griek was goed, Griek was hulle, toe hulle die Griek was genoem. Met ander woorde, dit is Campbell, wat eindelijk, hy het hulle eindelijk gemanipuleer, soos wat die sending in die taal doen. Hy het hulle gemanipuleer om vir hulle self Griek was te doen. En toe jyk hulle voete. En toe trek Adam Kok die tweede, trek toe Philippolis toe. Hy trek toe verder, Adam Kok 3 trek toe verder Kokstad toe. En hulle vleur wat toe later kom. Andries Stokenstroom hulle vleur. Is nie 'n Griek wat nie, is 'n Fransman. Hy het toe met een van die Kok se dogters getroud geraak in Kokstad. En hy het toe verder geheep. Hy het verder getrek Afrikaanskop toe. En uiteindelik het later 'n radelgat geraak. Met ander woorde, wie is die Griek van vandag? Ek weet nie. Die Griek is die een wat hom of haarself so doen. Dit is verskriklik moeilik om die definisie van die Griek te gee. Jy kan dit nie doen, soos by die Afrikaner. Om self, jy is of Afrikaner of jy is nie, dis of jy het self genoem, daar is nie 'n externe definisie nie. Daar is ook nie 'n externe definisie van die Griek nie. En dit is my verskriklik belangrik, want die Griek het so verspreid geraak, dat hy nie oorspronklik, dat die oorspronklik van altyd die Griek en die huidige Griek is eintlik glad nie sigbaar nie. Die weet nie dit is nie. Maar as hy homself of haarself 'n Griek dan is hy dit. En dit is onder daardie omstandighede wat ons begin het met die navorsingsprojek. En die navorsingsprojek was eintlik 'n projek van Christo van Rensburg aan die Vrystaatse Universiteit, daar is ook die universiteit. In die Vrystaat, dis 'n bloedfontein. Christo van Rensburg het 'n navorsingsprojek geregistreer by die RG. En hy het 'n klomp van ons genooi om saam te werk. Met ander woorde, dit is Christo van Rensburg se idee om die navorsing te doen. En ons het regtig eintlik mooi geweet wat ons verwag nie. Ons het geweet wat die Griek was nie, ons het nie geweet nie. Die Grieke praat 'n verskeidenheid vorme van Afrikaans. En dis belangrik. Dis 'n subvariëteit van Oranje Afrikaans of Gariep Afrikaans wat vandag bekend staan. Maar dit is nie, hulle praat 'n verskeidenheid vorme van Afrikaans. Met ander woorde, as jy na Kranshoek van die Pietermaritzburg baie toe gaan, dan praat hulle 'n ander vorm van Afrikaans. En dis waar dit vandaan kom, dat baie mense sê, nee, maar ons praat nie so nie. Want Transvaalers praat ook nie allemaal dieselfde nie. In Johannesburg praat nie, met ander woorde in Johannesburg inloop. Dan sal ek vir jou sê, nie ek nie, maar 'n mens, 'n taalkundige, sal vir jou kan sê wat hy oor voorstel word. Want as jy die voorstede in Johannesburg luister, dan sal jy hoor, maar ek weet jy, as jy uit my verrek kom, dan die wigverlaging, dan sal al die vokale na A toe gaan. Die paragees bly aan die ander kant. Dit met ander woorde, die vorm van Afrikaans is 'n heeltemal 'n verskeidenheid van Afrikaans. En ons het die Griek-projek het eintlik van Philippolis af wes gegaan. Met ander woorde, ons het navorsing gedoen. Met ander woorde, kom ons sê Philippolis wes, maar hoofsaaklik daai omgewing van Prishka, van Griepastad, van Danielskuil, Olifantshoek, dis waar ons navorsing gedoen het. En die navorsingsprojek beteken dat ons moet die sogenaamde dialekte metode gebruik. Met ander woorde, jy gaan na die mense toe. Jy sit by die mense en jy sit met hulle en praat. En die bankmachine is 'n vreeslik gevaarlike ding. Want hulle weet wat is die stemvanger. Hulle wil nie praat as hulle stemvanger sien. Met ander woorde, met wat hulle hof doen, deur die paradox
die waarnemingsparadoks verbykom. Jy moet iemand opneem terwyl hy nie opgeneem word. Jy moet met ander woorde 3-4 keer teruggaan na dieselfde mense toe. En dit is wat ons gedoen het. Ons het in Christo het daarin geslaag om 'n verskeidenheid universiteite saam met die projek te kry. Hy het regtig, hy was 'n ongelooflike projekleier. Hy het daarin geslaag om verskillende universiteite, Universiteit van Suid-Afrika, Universiteit van die Oranje Vrystaat, selfs die Potchefstroom Universiteit, daar ook universiteit. Selfs die Potchefstroom Universiteit het daarvan al deel gedoen. En dan het klomp proefskrifte daar uitgekom, het klomp navorsing, het het gesprei. Maar die navorsing was dat jy verplig was om onderrig te voer. En jy moet die waarnemingsparadoks beteken, jy moet iemand waarneem terwyl hy nie waargeneem word nie. En dis verskriklik moeilik. Met ander woorde, dit het beteken dat ons meer as 1 keer teruggegaan en gekuier in dieselfde mense. Maar wat lekker was, is die RGM dink ons werk, en die PIK dink ons ook ons werk, en tussentyd kry jy nie lekker met die mense, want hulle dink dis navorsing. Dis verskriklike lekker navorsing. Dan kry jy gaan dan na dieselfde mense. En die eerste keer wat ons veldwerk gedoen het, as jy nie regtig weet nie, dan kom jy agter, dan staan daar net, dan sê die navorsers, die onderhoud, die mense wat vir onderhoud gevoer word. Dan is die hele gesprek, is net ja, nee. Jy moet leer om 'n vraag te vra, sodat jy 'n antwoord kan kry, sodat die waarnemer nie weet hy word waargeneem. Dit is verskriklik moeilik. Labov sê, dis die danger of death question. Dis die verskriklike vraag. Jy moet vra, wanneer wil jy antwoord dood? Jy moet nie vra, praat jy Afrikaans en sê hulle net ja of nee. Jy moet daai mens deurbreek. Jy moet met ander woorde 'n vriendskap, 'n verhouding met hulle opbou. En dit, dink ek, is die uitdaging wat ons van die gepaard. Die eerste bande, behalwe van die tegnologie, ons het nog die ou bandmasjiene by die Nagaras. En dan neem jy op en dan neem jy die ander kant op en dan kom jy agter, jy kan nie altyd dan opneem nie. Want dan is het net 'n gemors, jy kan niks hoor nie. Jy moet die tegnologie, en onthou dit was 'n oudste tegnologie, dit is 40 jaar terug. Ek kan myself dan hoe wat sê, en dan pragtig moet ek nog nie praat. Dit is verskriklik moeilik om dan daai deurbraak te maak. En dis eintlik wat die navorsing regtig interessant gemaak het. Dat jy vir 'n week tussen die mense kan. Dat jy vir 'n week vriende maak, dat jy meer as 1 keer teruggaan na dieselfde seksmense toe. Dat jy kan nie anders nie, want dan is dit nie navorsing nie. En dit is die soort navorsing wat ons gedoen het. Dit was 'n ongelooflike ervaring, wat die mense leer ken. Want ons het nie aanvanklik geweet wat doen ons nie. Ek weet nie wat ons uiteindelik geweet het wat doen ons nie, maar ons het daar maar verslag vir die RGM geskryf. Ek dink dit is 1600 bladsye. Die Griepa gesag. Maar dit is verskriklik belangrik dat 'n mens weet watter Griekwa-Afrikaans. Want byvoorbeeld iemand soos Chester Meyer sê nie, maar hy ken nie daai goed nie. Hy praat nie so nie. Ek weet hy praat nie so nie, want hy kom van Pilsberg af. En die verskil tussen Pilsberg en Prieska's Afrikaans is opvallend. En dit is maar Afrikaans, want het is in elk geval 'n soort subvariëteit van 'n variëteit. En dit is belangrik. Wat ek dan uiteindelik toegedoen het, met wat ek self gedoen het, jy is in die hele atmosfeer van hierdie gesprekke wat jy voer met mense. En hulle moet nie die bankmasjien agterkom, want die bankmasjien beteken, jy praat over politiek, en onder daai jare was politiek iets anders, of iets van die oorlog. Dan moet jy daarby verbykom. En wat die wonderlikste was, ek het 'n oom in Tannie, op die Oranje Rivier vis gevat, die oom in Tannie. En dan vertel hulle vir jou daai storie. Jy stel in die atmosfeer van daai hele gesprek. Die oom in die Tannie sit en vertel my die storie. Hulle kind was siek. Hulle kind was so
ek dink 8 of 9 jaar. En dan sit jy op jou blader, tussen die handmasjien, maar dan vergeet hulle, dan vertel hulle die Daniel Robles Christian. Dan sê die oom, maar ons kind was siek. Hy was siek gewas. En dan vertel die tannie, maar hy het gehoes. En hy het verskriklik gehoes. En later is dit baie erg. En toe die ambulans hier gaan inry, net toe die ambulans inry, toe vertrek die kerel die se asem. Dan dis dan daai akkels. Ja, dan jy net op 5 minute maak so voor dit dan. Dat toe vertrek die kerel die se asem. Nou is jy in daai atmosfeer van die dag. Ek weet ons was in Douglas in die hospitaal, die Douglas New Hotel. Jy het die hele dag gewerk met die goed. En ek het seker in die aand, waarskynlik Psalm 23 gelees op Psalm 121. Dan kom jy agter, hoe sou Dawid dit nou gesê het as hy 'n griepig gewas het? En toe dit die griepig Psalm skryf, dit is net genade. Ek het glad nie dit gedink. Dan is jy in daai atmosfeer en dan skryf jy en dan besef jy die groot woord wat die teoloog my geleer het, is jy transponeer. Ek gebruik die Bybel met ander woorde, ek is 'n bietjie Calvinist. Ek mag nie 'n Jood afstel om die Bybel verander nie, maar ek mag transponeer. As Dawid dan die doodskade sien, daar is nie berge nie, daar is nie duine in die strate, en die gevaar is byvoorbeeld die gevaar is die wind wat in Marokko opkom, en die waterslang, en die beerling. Dis die gevaar. Met ander woorde, jy transponeer dit Psalm. Dan sê jy, dan transponeer jy die geografie, met ander woorde die omgewing, jy transponeer die taal, al wat jy doen die standaard Afrikaans skryf jy dan in die dialek. Maar wat die belangrikste is, wat my die meeste getref het, is die paradoks van die gees. Die paradoks van die godsdienst. Hulle glo absoluut soos kinders in die Bybel. Maar dan gebeur tegelijkertijd. In die weerlig. In die weerlig is 'n koeroekoe wees oorspronklik. Die koeroekoe loop in die voetpad in die aard. Dan gooi hy die manne oor sy skouer. En dan breek hulle sy neer. En al raad, al kuur, wat jy 'n vrou moet hê, wat langs jou loop, was sy moed in die meel wees. Dis daai geloof, en dan meng jy daai twee, en dis daai paradoks wat vir my verskriklik wonderlik was. En uiteindelik toe, ek het, met ander woorde, die goed was nie bedoel as 'n gedig nie. Dit was net bedoel as 'n gedig. Dis nie geestelike musiek nie, dis niks geestelik nie. Ek het ook geskryf van toe van die uitgewer, toe die manuskrip, die uitgewer staan so in die gang, ek sit getrokken. Sy nee, ek het die ding sal verkoop nie. In elk geval is ons die taalversnokking eers moet doen. Gelukkig het ek toevallig gesê, by die skools wie was die mens wat aan die opdracht sy het genoem. En uiteindelik het ek ons nie gedink eers dit sal kom, want daar was hy reg. Maar gelukkig was hy te verkeerd, want die ding het 70.000 verkoop. Ja, jy weet vir 'n bundel, maar ek het glad nie bedoel dat dit geestelike musiek moet wees nie. Randall Wickham het honderde musiek aan geskryf, Abby van Wyk, verskillende mense. Met ander woorde, dit is net een groot genade. Dis nie ek.